Sodra iemand in 'n taal praat en daar's 'n uitleg, wil ek vir iemand sê vanmôre dat die Gees van die Here is. God is altyd teenwoordig. As jy gekom het verhonger vanmôre na die Here, jy soek na sy koninkryk en jy het vanmôre hierdie woord nodig gehad om te hoor. Hoe lank wil jy nog lewe met twyfel in jou lewe? Kan ek vanmôre vir elke kind van jouself, as daar wat ek gelewe het met twyfel, bestaan God regtig? Nog voordat ek my hart vir die Here gegee het, of toe ek my hart vir die Here gegee het, as 'n jong man, dan vra jy baie keer as jy in 'n donker gat sit, leef God? Is dit 'n werklikheid? Is hy daar? Het hy die prys vir my betaal? Kan ek vanmôre vir iemand sê, hy het dit klaar gedoen. Al wat jy moet doen is, glo met jou hele hart, dat Jesus red en genees, hy sit aan die troon, aan die regterhand van die Vader, en hy is steeds in beheer, en die hele heerskappy rus op sy skouers, en hy is steeds besig om wonders te doen in die lewens van mense wat verlore is. Nou is die tyd in die wêreld daar buite, dat ons siele moet inbring vir God se koninkryk, want daar's 'n uurglas wat leeggeloop in siele wat verlore gaan hel toe, omdat ons nie uitreik na die siele wat verlore is nie. Nou is tyd dat God se Gees moet loskom in Suid-Afrika, sodat mense kan inkom in die huis van die Here. Amen. Ek wil vanmôre vir die besoekers sê, welkom hier, so mag die Here julle seën. Ek het nie julle name by my nie, vra verskoning, maar mag julle die diens geniet. En mag die Here julle vul en mag julle overflow, mag julle oorloop van die Heilige Gees binnekant jou. Amen. En ek het 'n tema vanmôre, en my tema, ek het nie 'n lang woord nie, ek het nog 'n seremonie hierna, gaan ek 'n paartjie in die huwelik bevestig, maar ek het 'n woord van die Here en ek het gebid daaroor. En ek sien dat waar ek gaan is, baie keer proklameer ons is kinders van die Here, maar ons bekers is leeg. Ons is soos hierdie pottebak, hierdie wat is ons is die woord van die Here sê ons is die klei, hy is die pottebakker, maar ons is soos hierdie molding, hierdie handewerk wat vol krake is. Vol krake, leeg. Ons is nie gevul met die Gees van die Here nie. Ons is nie gevul met sy teenwoordigheid nie. Ons is nie gevul met sy heerskappy nie. Ons is nie eers gevul met kennis van wie hy is nie. En dis wat die wêreld gebroken maak, is as jy, iemand sê vanoggend vir my in die bidkamer vir ons, sy het met iemand gepraat toe hulle op 'n wegbreek was, en vir iemand, kan ek dit maar noem? Kan ek dit noem? Ek gaan dit noem. Jy kan my na die tyd betaal en sê dankie. Sy sê vir iemand, en ek en Wilmarie kry met hierdie baie te doen, dan sal iemand sê, weet jy wat, ek vrees nie jou God nie. As ek met hel toe gaan, gaan ek hel toe gaan, ek weet waarmee is ek besig in elk geval, en sy... Ja. Kyk, om van die hel te praat is een ding, maar om van God so te praat is 'n ander ding. Jy praat nie so van die Here nie, want weet jy wat, jy pas jou ewigheid afgeskryf aan jou eie pens. Jy het jou pas self, dit is die woord wat ek soek, jy het jouself weggegee vir 'n potjie lensiesop vir ewig en ewig en ewig en ewig. Wêreld gaan ten gronde, want ons vrees God nie meer. Ek het 'n visie van die Here gekry vir hierdie kerk vir 2026. Hierdie kerk gaan oorloop van die heerlikheid van God. Terwyl al hierdie orkesmense lekker rus, tot volgende week of oor 2 weke, moet hulle dit nou geniet. Want nou gaan die dinge kom vir God se werk, nie my werk nie, nie jou werk nie, God se werk. Nou is tyd in Suid-Afrika en in die wêreld vir kerkspeel is klaar. Mense, ek wil vanmôre na julle toe kom en vir julle vra. Ek wil 'n diens kom waar ons kan bid vir siekes en ongereddes. Al hou ons kerk tot 2 uur vanmiddag en 12 uur vanaand, gaan ons kerk hou vir God se koninkryk. Daar gaan tye kom wat hierdie kerk gaan buitekant sit in 'n veld hier, terwyl die CRL sê ons mag nie, het God nie gesê ons mag nie. God het die laaste sê. Ek wil net vir jou sê, moenie die wêreld vrees in sy stelsel nie, vrees God asseblief. If God speaks, listen to whatever he says. Wat mense sê, tel nie wat God sê, tensy God iemand stuur om met jou te praat. Kan ek 'n amen kry in die huis van die Here? Kom ons gee 'n lekker applaus vir die Here. My beker loop oor. Sê bietjie vir die een langs aan jou, sê my beker van vandag af sal oorloop van die heerlikheid van God. Halleluja. Prys die Here. Ek wil met 'n Engelse gedeelte en dan Afrikaans. Engels sê dit mooi, hy sê God's goodness and blessings in our lives cannot
be contained. So, luister mooi. The goodness of God and the blessings in your life cannot be contained. Hy sê in Afrikaans, die seën van God in jou lewe kan nie beperk word nie. Ek wil daarmee begin vanmôre. Die feit dat jy voel jou seëninge is nie daar nie, is omdat jy dit beperk. Niemand kan jou seën van jou af wegvat, behalwe jouself. Het jy geweet, God kan nie eens hy seën van jou wegvat as hy dit vir jou wil gee nie. Hy gaan dit maar net hierso hou. Hy gaan dit net hierso hou tot jy outreach, tot jy uitsteek en sê, Here, ek ontvang dit wat U vir my het. My plan, my belofte, my toekoms, my lewe, my huwelik, my kinders, my guns, ek ontvang dit. Baie keer wil jy dit ontvang, maar jy weerhou dit. Weens gebrek aan geloof. Geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, nie die dinge wat ek sien nie. Iemand stuur vir my 'n video gister, flip van ons lorry ry daar van Joburg af. En agterop die lorry staan, as jy hom ooit sien, daar staan Pilots in Christ, as jy daai lorry sien. Hy lorries ry met teksverse, nie vir my nie, vir die evangelie van Jesus Christus. Agterop daai trok staan Hebreërs 11:1 wat sê, geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, nie die dinge wat ek sien nie. God has a purpose and a plan in your life. Jy moet gryp na Jesus. Jy moet glo. Ekskuus, ek skree nie, ek raak net excited, ek is lief vir die Here. Satan kan dit nie beperk nie. Kan ek vir iemand sê, daar's 'n lied wat ons sing wat sê, so I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He only steals it is because you allow it. Mense kan dit nie van jou ontneem nie. As jy gaan kwaad word omdat iemand jou op die vinger stik, is jy kleinlik. Jy laat seëninge van jou wegvat, omdat jy toelaat dat die duiwel jou verneder en breek. Jy laat toe dat mense van jou steel, maar eintlik kan hulle nie van jou steel nie, want waar Jesus is, luister, waar die bloed van, mense sê ons mag nie oor die bloed van Jesus praat nie. Nergens in die Bybel staan dat, ek kan onder sy bloed staan nie, mense, ek gaan vir jou skok. Ek gaan vir jou skok. Was dit nie vir sy bloed nie, het hy geen reiniging gehad nie. Was dit nie vir sy bloed nie, het hy geen protection gehad nie. Was dit nie vir sy bloed wat vandag nog is nie, want in sy bloed is krag, in sy bloed is verlossing, in sy bloed is redding, in sy naam is die naam bo elke naam, geskrywe tot in alle ewigheid, die seën van God. Daar's niks wat die wêreld kan doen om dit te verander nie. Familie kan jou nie van seëninge beroof nie. John, jou vrou kan nie eers jou seëninge beroof nie. Sy gaan moet inval. Ja, Nikkie kan dit nie van jou wegvat nie. Handelinge 16:31 leer my dat een persoon kan 'n hele huishouding tot redding bring, of 'n hele huishouding tot redding bring, in die naam van Jesus. And there ain't one thing the devil can do about it. Luister, vriendekringe kan nie inbraak maak op God se plan vir jou lewe tensy jy dit toelaat nie. Jou beker loop leeg want jy laat toe omdat jy nie meer tyd met God bestee nie. Jou huwelik is empty want jy bestee nie meer tyd met mekaar nie. Jou kinders is leeg want pappa en mamma is nie betrokke met hulle kinders nie. Vanoggend sit ek en ek stuur vir Dani my boodskap oor op WhatsApp. En ek kyk so in my spieël terug. Sien ek hierdie mooi jong dogter. Ek sê, God, that's mine. That's mine. Ek wil soveel tyd met haar bestee. Nou, ek het soveel foute gemaak en my luister, hier staan 'n pa wat kan praat van foute maak en vra my. Ek kan nie die horlosie terugdraai nie. Ek kan nie. Maar wat ek nou het is om te sê, meer tyd saam met jou, alles wat ek het, gaan ek implementeer in jou lewe. Alles wat ek het, gaan ek vir jou gee. Here, dankie vir hierdie pragtige jong meisiekind in my lewe wat U vir my gegee het. Ene wat agter my staan en saam met my staan, wat saam met my bid en saam met my huil. Vir vanmôre vir iemand sê, moenie laat familie jou beker stikkend maak nie. Kan ek vir iemand sê, God bepaal en God seën. En waar die seën van God is, daar is guns. Julle het dit al gehoor by my.
En waar guns is, daar is deurbraak van oorwinning tot oorwinning, van krag tot krag. God is seën, God is guns, God is die voorsiener, God is die een wie heers oor sy heerskappy. Kan ek vir iemand hier binnekant sê, alles wat hy vir jou beplan het, is deel van sy heerskappy, wat rus op sy skouers, sodat dit met jou goed kan gaan, selfs in slegte oomblikke. Ons kyk vas in die slegte deel, sien die positief binne die slegte deel. Ek het al vir jou gesê dat 'n foto kan nie positief wees as daar nie 'n negatief is nie. Dank die Here vir 'n Satan wat rondloop, want hy is die rede wat seker maak, ek het nog tyd saam met die Here in die binnekamer. Jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek wil jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Hy is die rede dat ek nog op my knieë voor God kan bly en teen 'n geveg veg, sodat ek oorwinning kan kry. As jy nie gaan veg nie, gaan jy nie oorwinning hê nie. Ek wil dit vir iemand sê hier binnekant. Dank die Here vir vyande in my lewe vir wie ek kan bid en kan seën. Dank die Here vir familielede wat my afgeskryf het vir wie ek nog steeds kan bid. Dank die Here, want weet jy wat? Terwyl ek sulke stryd in my lewe het, ek het die ability, ek het die liability, dis Jesus Christus. Luister, ek het die krag en die mag om steeds as 'n kind van God te staan soos 'n paal bo water en 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ek gee nie om wat die duiwel sê nie, ek gee nie om wat die duiwel doen nie, ek gee om wat God sê en wat God gaan doen. Ons is geneig om mense weg te stoot. Kan ek jou iets sê, hoe trek jy iemand nader is deur die liefde van Jesus? Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonder. Ken julle daardie liedjie? Ek begin in 'n baie verlang na ou liedjies, ek weet nie hoekom nie. God is seën, God is guns. Luister, dis jy is op sy skouers. Jy's in die palm van sy hand. Jy is op sy gedagtes. Jy is 'n gesalte van die Here. Waar 'n kraak is, kan ek dit vanmôre sê? Ek gaan nou by my teks kom. Waar 'n kraak is, wil ek vanmôre vir jou sê, steek jou hande op en sê, Here, dankie vir die krake in hierdie kruik of in hierdie glas. Want waar 'n kraak is 'n gap. En waar 'n gap is, kom 'n ligstraal. En daardie ligstraal is Jesus Christus, sy heerlikheid, sy volheid wat toemaak, wat stikkend is, wat heel maak, wat stikkend is, wat vol, wat ek voel, ek is nie bruikbaar nie. Kan ek vir iemand sê, jy is steeds bruikbaar, ongeag wat. My pa het altyd gesê, as 'n glas gekraak is, my seun, gooi hom weg, want jy gaan seer kry. 'n Gekraakte glas kan jy nie regmaak nie. Ek wil vir iemand hier binnekant sê, my God can do all things. Hy kan selfs wat gekraak is toemaak. Hy kan selfs wat stikkend is heel maak. Hy kan selfs wat geval het laat opstaan. Hy kan selfs wat skeef is reguit maak. Hy kan selfs wat verlore is tot redding bring. Dis die God wat ek dien. Halleluja. Luister. Waar die lig skyn van Jesus, daardie lig dek heerlikheid. Daardie lig bring 'n volheid van genade en liefde. Jesaja 64 sê Jesaja, hy sê, ag Here, as U maar net die hemel wou oopskeer, sê bietjie die hemel wil oopskeer. Daar's 'n lied wat ek gaan kom 'n preek gee. Ek wil graag dat ons om die hele orkes, as hulle bymekaar is oor 'n week of 2, gaan ons kom oefen en dit gaan my tema lied wees vir daardie woord. Waar die Here die hemel gaan kom oopskeer. And what a day that will be when my Jesus I shall see. Kan ek vir iemand die binnekant sê, weet jy waarna verlang ek is om Jesus die dag te ontmoet? Aangesig tot aangesig, hy het soveel vir my gedoen. Soveel vir my gedoen. Jesaja kom, hy sê, Here, as U maar net die hemel wou oopskeer, as U maar net wou neerdal, dat berge voor U aangesig wankel, dat soos vuur die houtjies aan die brand steek, laat U vuur net weer water laat borrel. Luister, wie van julle wil bietjie borrel van die Here binnekant jou? Kom aan, wie wil borrel van die Here binnekant jou? Wie wil soos daai vuurtjie wees wat weer aan die brand gesteek gaan word? Jy sien, Jesaja het geweet waarvan hy praat. Mense, jy gaan nou sien in Jesaja en in Jeremia, mense daardie tyd het ook nie meer so geglo in wie God is nie. Dis hoekom daar altyd afgode was. Ons leef in 'n tyd vandag waar mense nie meer belangstel aan die uitstorting van die Heilige Gees nie. Weet julle wat doen hulle? Ons gooi 'n tikkie vir 'n liedjie. En ons bring 'n boodskapie wat jou pas en dan gaan jy huis toe. Ek is jammer.
In jou maatie gaan ek nie 'n tikkie vir 'n liedjie gooi nie. Hier gaan ek sing volle bors en met my liggaam God verheerlik en aanbid in gees en in waarheid. Hier gaan ek toelaat dat die gees van God steeds praat en werk. Maak nie saak in wat se vorm nie, die gees van die Here red en genees steeds. Hy maak die dooies steeds lewendig. Hy maak wie moeg en mat is vol krag, vol inisiatief, vol integriteit, vol kennis, vol hoop. Dit het tyd geword dat ek en jy God se aangesig in sy troonkamer sal binne gaan, groter as nog ooit in jou hele lewensbestaan. Ek lees vanoggend van Orrel, wat is hy man se naam gewees? Die Here het hom gebruik, nou kan ek nie op sy naam kom nie. Baie Robert sê daar sy. Hy gaan staan die dag en die Here stuur 'n kankerpasiënt besig om op sterwe te lê, besig op sterwe. En hy sê die kanker stink so, hy wil nie naby daai persoon, hy kan net nie met sy hand aan dit vat nie, dit is 'n reuk wat jy nie kan verduidelik nie. Kan ek vir die kerk sê, ek het eendag gesit by 'n tannie voor ek aangaan, en sy het kanker gehad, maar op haar skouer en in haar nek in, en dit het so gestink. Maar in daardie selfde diens, ek kan dit nooit vergeet nie, ek was 17 jaar oud, genees die Here daai vrou van kanker binne in die kerk. Binne in die kerk, mense wil nie die goed glo nie, hulle glo dit nie. Hulle glo dit nie. En Oral Roberts sê, hy sê toe hy so in die Here sê vir hom, as jy sê dat jy my kind is en waaragtig in my glo, sal jy daardie reuk weerstaan, want dit is Satan teen wie jy moet staan. Gaan lê jou hande op en bid, sodat ek haar kan genees. God sê vir Oral Roberts, hy sê gaan bid, sodat ek jou gebed kan verhoor, om daai vrou te genees. Die Here gaan hierdie dooie nou opwek, wat besig is om te sterwe, nog nie dood nie, maar sy is besig om te sterwe, sy lê op 'n bed, het haar ingebring in 'n tentdiens, en die Here genees daardie vrou, en sy staan op, en sy het gelewe, ek weet nie vir hoe lank nog nie, sy was in 'n redelike ouderdom. God het steeds genesing gebring, kan ons 'n amen kry. Ek wil vandag vir iemand sê, ek gaan nie omgee wat die wêreld gaan sê, wat mense gaan doen nie, ek gaan omgee wat God gaan sê. Jy gaan altyd kritieke kry, maar ons is nou klaar met mense se kritieke. Vat jou fokus van kritiek af weg. Kritiek is 'n goeie ding, dit boost my om meer te doen vir die Here. Ek hou daarvan, ek love it. Jy kyk, jy maak my nie bang nie. Een ding wat jy doen is jy maak my sterker. Jy bring my nader aan die voete van die Here op my knieë saam met Jesus Christus. Kan ons 'n amen kry in hierdie huis? Hoe meer kritiek, hoe voller word jy van die gees van God. Oh, halleluja. Jesaja kom, hy sê, Here, maak u naam weer bekend aan u teenstanders. Wie van julle het teenstanders in julle lewe? Daardie teenstanders is die teenstanders van God ook. Die Here sê, die wêreld gaan julle haat, want hulle het my eerste gehaat. Jesaja kom en hy sê, Here, maak u weer bekend, dat nasies voor u aangesig kan bewe. As iemand vir my moet sê, is okay, ek gaan in elk geval help toe. Weet jy hoe breek dit my binne my? Om te hoor hoe jy redeneer en te besef, jou beker is leeg, jou hele lewe. Luister, om te sê ek ken Jesus, is 'n verskil om te sê ek weet wie hy is. Is 'n verskil om te sê ek het al gehoor van hom. En om 'n ontmoeting met hom te gehad het, is twee verskillende aspekte. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet een ding, dat God kan steeds wonders doen. Kan ek iets sê, kan ek sê wat jy gedeel het vanoggend, Sean, kan ek dit deel met die gemeente? Kan ek dit met hulle deel? Die Here het sy dogtertjie se oë genees, sy kan sien. Laas jaar, Februarie maand herlewing uitbreek, raak die Here daai kind aan, sy kan sien, sy kon nie sien in haar oog. Sy bid vir 'n vrou met katarak en nou op hulle verloftheid. Volgende oomblik sê daai vrou sy kan sien. Al die vaagheid is weg, alles is weg. Kan ek vir iemand sê, God kan selfs kinders gebruik om berge te skuif. Jy met die geloof hê van 'n kind, kan jy vanmôre vir my sê, pastoor, I want to move mountains. Dan wil ek jou invite vanmôre en sê, kom saam met my in die binnekamer, sodat ons die mountains kan skuif daar buite. God wil berge skuif. Mense sit gebroke, want hulle sit met berge wat bo op hulle is. Vir God is daai berg vanuit die hemel net so klein kolletjie. Weet jy hoe lyk dit as hy daai berg afhaal en hy sien hoe staan sy kind in hom op en begin te groei en word vol. Luister, ek wil wees soos daai waterbak wat oorloop van die Here. Ek wil borrel van Jesus binne
binnekant my. Daar's 'n liedjie wat die kinders sing. Dit borrel binnekant my. Ken julle daai liedjie? Ek wil borrel van Jesus. Ek is moeg vir lou en koud en ek wil borrel van die Here. Ek wil oorloop. Jesaja 64, hy sê, Here, maak U weer bekend wie U is, wanneer U vreeslike dinge doen waarop ons nie gehoop het nie. Hou vas vir 'n oomblik. Ek wil weer in 'n kerkdiens instap. Kom ons draai hierdie tafel vanmôre. Ek wil weer by 'n huis by mense instap. Onverwags wat ek het nie verwag het nie. En ek sien hoe die Here se gees duiwels uit iemand uithaal. Gebrokenis weer opstaan en heel word. Waar die gees van die Here mense wat plat is weer oprig en sê, daar's hoop en kans vir my. Ek wil weer sien, wanneer ek nie daarop gehoop het vandag nie, onthou Jesus is altyd my hoop, wanneer my gedagtes nie daar is nie, moet die Here hier langs my iets wonderliks doen. Ek het 'n hoop dat AGS pneumatiese lidmate, wanneer jy met iemand in aanraking kom, hulle somme neerval onder die krag van die Heilige Gees. So moet jy vol van die Gees van die Here wees, sodat die onverwagste kan gebeur, en God wat onmoontlik is, moontlik laat wees, want geloof dan, luister baie mooi, is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, nie wat ek sien nie, wanneer ek het nie eens verwag nie, sal hy steeds sy gees stuur en wonderwerke doen. Halleluja! Jesaja kom en hy sê, Here, as U maar net wou neerdal, van ouds af het niemand dit gehoor of verneem om te beleef nie. As ek vanmôre vir kinders moet vra, kan jy vir my sê, wat het Jesus vir jou gedoen? Wat dink jy gaan 'n kind sê? Weet julle wat breek my? Daar sit papas en mamas by die huis met kinders. Hulle kom nie eens kerk, Here het my 'n bright idee gegee vir die jeug vir 2026, wil ek met julle deel asseblief. Daar sit papas en mamas daar buite, wat net nie omgee vir hulle kinders se saligheid nie. Ek gaan dit reguit sê van hierdie platform af. As papas en mamas wat eerder vandag bier sal drink en sal wyn drink en sal kuier, maar nooit hulle kinders by Jesus se voete gaan sit. Ek kan vir jou sê, daar's huise wat leeg is, wat geen waterbron is van die dinge van die Heilige Gees nie. Hulle is empty, want hulle hoor van die Here, maar hulle ken nog nie die Here nie. Miskien het hulle hulle hart vir die Here gegee, maar hulle het nog nie 'n ontmoeting met hom gehad nie. Kan ek vir iemand sê, wanneer jy 'n ontmoeting gehad het met Jesus, and you had the touch of the Lamb, as jy die aanraking van die Seun van die mens gekry het, Jesus Christus, gaan jy anders te praat, want hy is gister, vandag en môre tot in ewigheid dieselfde. Jesaja sê, van ouds af het niemand dit gehoor nie, of verneem of beleef nie. Het jy al op God gewag? 2026, maak dit jou wagperiode op die Here, al vat dit jou 365 dae, maar die Here sê, wie op die Here wag, kry nuwe krag. Halleluja! Hou op, gaan buite in die wêreld dinge soek om jou te vul. Jy sal nooit vol word nie. Jy sal leeg bly. Jy sal gebroken wees. Wag op die Here. Iemand wat nie wag nie, is die bewys dat hulle geen tyd met God bestee nie. Eina. Kan iemand sê eina hier binne? Iemand wat nie op God wag nie, wat op sy eie staat maak, sy eie krag, is die bewys van iemand wat nie met God tyd bestee en die vrug van die Gees toelaat om geduld te beoefen nie. Luister mooi. Jesaja sê 64, geen oog het op God gesien wat werksaam is, soos vir die op wie op hom wag nie, behalwe God homself. Weet jy hoe hartseer dink ek moet dit vir die Here wees om te weet, ek het soveel werke vir mense gedoen, maar hulle sien dit nog nie raak behalwe ek. Ek sien my guns, ek sien my grootheid, ek sien my goedheid, ek sien my hand, ek sien my krag in hulle lewe, maar hulle is nie daar, oop oë, oop ore en oop hart en gees, om te ontvang wat ek hulle gee nie. Luister mooi, Jesaja sê, hom wat vreugde met geregtigheid beoefen, hulle wat op dink, of wat op u dink, op u wee. Ons almal het besoedelde kleed gedra, sê bietjie besoedelde kleed.
Onthou julle daai baadjie van oujaars aan wat ek hier gehad het, daai besoedelde baadjie? Onthou julle hom? Almal van ons het hom gedra. Ek het hom ook gedra. Ek het wille goed in my lewe gedoen wat ek oor spyt is. Jammer. Maar ek dank God vir sy bloed van sy seun. Ek dank die Here vir sy seun Jesus Christus. Luister. Almal het verdors soos blare gewees. Ons ongeregtigheid het ons weggevoer van die Here. God het sy aangesig weggedraai weens ons sonde. In Jesaja 64:8 sê Jesaja, hy sê, maar nou, Here, U is ons Vader, ons is die klei, sê bietjie klei. Nou ek weet, toe ek so was, het ek hom gedryp weens die klei. Een was blou en een was grys. Nee, ek speel sommer, dit was 'n grapie, julle kan lag asseblief. Dis ernstig wees, as die klok nou lui, staan julle gesigte so ernstig. Die Here is die pottebakker. Ek en jy is die klei. Amen. Ek het gepreek oor Spreuke wat sê, yster sluit yster. Ek en jy het Jesus nodig, en ek gaan dit in alle respek sê, ek het yster nodig, om hierdie yster te formeer, en te slyp, luister deur 'n vuuroond te sit, om my te maak en van my te formeer, net soos wat hy goed dink. Baie keer wil ek en jy wees iets anderste, en dan werk niks uit nie. Het dit al met jou gebeur wat hier binnekant sit? Dit gaan alleenlik wees wanneer jy in die wil van God kom, hoe hy wil hê jy moet wees. Ek het al so kwaad geword, nou ek het 'n broer, miskien kyk hy live oggend, ek hoop so, hy's nou nie, hy's in 'n gemeente in Rustenburg. Hier is wat gebeur. Hy raak verskriklik vinnig kwaad. As iets het ons kinders was, hy was so perfectionist. Luister, hy mannetjie slaap 99% met tegniese tekeninge. Hy kan goed vir jou teken en doen, hy moes 'n argitek gewees. Hy soos, as iets nie hier reg is nie, dan raak hy so kwaad, dan hy letterlik net 'n bietjie, 2 lyntjies om te trek, as iets van my reg is nie, dan skeer hy daai hele bladsy op, dan gooi hom neer, dan sit hy 4 ure in teken. 4 ure. En raak ek en hy kwaad, dan wil ons mekaar bykoms, en jy kan irriteer my, ek kry nie my geskiedenis geleer, ek kan jy starig. en eendag sit ek en hy, ons is al groot man, ek vraag, hoekom het jy altyd so kwaad gemaak? En hy sê, ek kan nie iets doen, as dit nie tot die beste van my vermoë is, en ek weet, ek kan beter nie. Ons sit as Christene, en ons aanvaar hierdie skewe lyntjies op ons TT lewenstyl. Maar God se bloed was die uitveer wat kom erase, wat wegvat, uitvee, al jou sonde, om elke lyntjie op sy plek terug te kry. Weet jy hoeveel keer moes die Here al dalk hierdie bladsy opgeskeer het, maar steeds het hy genade getoon, en hy het lyne in my lewe teruggesit wat skeef was, het hy reg, hy het 'n struktuur vir my en jou gestel, luister baie mooi, hy sê, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons formeerder, en ons almal is die werk van U hand. Hoekom wil jy anders te wees, as die werk wat God van jou klaargemaak het, van wie jy is? Ek voel ek wil hierdie vir iemand sê, laat negativiteit nie naby jou toe nie. Laat dit nie toe nie. Laat negatiewe mense nie naby jou toe nie. Moenie afgetrek word en deelvormig word van die wêreld nie. Of ek is positief en ek vat alles wat die Here vir my in my skoot sit en ek maak die beste daarvan. Maar iemand wat nie saam met jou op die bus wil klim nie, moenie afgetrek word van hulle nie. Bid vir hulle. Sê bietjie vir een langs jou, sê ek bid vir jou. Sê vir hom, sê hy, jy mag maar vir iemand sê Peanut. Sê Peanut, ek watch jou. Luister. Jesaja sê, Here, wees nie oormatig toornig nie. Here, dink nie aan ons ongeregtigheid nie. Laat die pottebakker jou vanmôre formeer, tot hy jou eendag moet kom haal. Laat hy jou vorm. God sê, of Dawid sê, leer my wat ek moet doen as ek wil oorloop van hom. Jeremia 18, gee God 'n opdrag aan Jeremia. Jeremia, maak jou klaar, ga na die huis van die pottebakker, sê pottebakker. Hierdie huis moet die huis van die pottebakker wees. Die Bybel sê in Jeremia, toe Jeremia by daardie huis kom,
vind hy dat hierdie pottebakker besig is met 'n werkstuk, en daai werkstuk het geflop. Dit het net nie uitgewerk soos hy dit wil hê nie. En hy maak 'n nuwe werkstuk wat volgens sy oë goed is. Jy sien, baie keer wil ek en jy hê, Here, formeer my in dit, doen dit vir my. Here, gee vir my. Here, maak my so. Here, laat ek. Wanneer bid jy en vra, Here, formeer my soos wat U goed dink? Here, maak van my soos wat U beplan het, nog voordat ek in my moeder skoot was. Jou besigheid, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, jou gemeente, jou vriendekring, jou familie. Wil jy nie vanmôre sê, Here, kom verander en maak dit soos wat U dit wil hê nie? Baie keer wil ek en jy in 'n rigting gaan, dan is dit nie eens die rigting van die Here nie. As dit in die rigting van die Here is, sal alles in plek val wat God vir jou gee en stuur. As jy bid vir 'n plaas, dan God jou nie net die grond gee, hy gaan jou die trekker gee, en die diesel gee, en die ploeg gee. En hy gaan vir jou nog saad gee om in die grond te sit. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê vanmôre. Jeremia kom by die huis, die Bybel sê, die man maak 'n nuwe werkstuk wat goed in sy oë is. En Jeremia 18 sê die Here vir Jeremia, hy sê, ek sal nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand. Die oomblik, wanneer 'n pottebakker klei vat en hy maak 'n molding, dan is daar water betrokke. En daai water help dat dit sal bind. En daar sal nie 'n kraak in daai bak kom as jy daai bak reg hanteer nie. Kan ek jou vra is, hoe hanteer jy jou verhouding met die Here Jesus om te overflow, om oor te loop van die Heilige Gees? Ek is moeg om leeg te wees en te kyk hoe mense leeg is. Ek het in hierdie 2026, einde van Desember 25, ekskuus, en ek begin gaan stil raak en vra, Here, as daar leemtes is waar ek kort om gevul te word, wys my. En die eerste ding wat God vir my gewys het is ek gaan mense uit jou lewe uitskakel wat nie in jou lewe moet wees nie, wat jou gaan leegmaak. Ek sal sit wat volmaak deur die werk van my Heilige Gees. Kan ek vir iemand sê hier binnekant, laat God die volmaakte werk doen, skei uit wat nie meer van God is nie, los wat jou breek, los wat jou kwaad maak, los wat jou stikkend maak, laat God sy heerlikheid en sy strale in jou krake inskyn, sodat jy kan overflow van sy heerlikheid. Hoor iemand wat ek sê vanmôre? Ek wil vra vanmôre, Jeremia 18 vers 11 sê Jeremia, hy sê, so dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit. Hy sê dan nou, so spreek die Here, kyk, ek maak onheil gereed teen julle en ek dink 'n plan uit teen julle. Bekeer julle tog, elkeen van sy verkeerde weg en maak julle weer en julle handelinge goed. Wat beteken dit? My Bybel sê nie, leef 50% vir die wêreld en 50% vir God nie. Ek gee my alles vir die Here. Ek weet nie van jou nie, maar ek hoef net een keer oor 'n saak te bid. En ek los dit by die voete van Jesus. Daarna sê ek dankie. Ek herinner hom net aan sy beloftes. Ek sê net dankie. Ek sê net dankie. Hy het my nog nooit teleurgestel nie. Ek gaan moet lieg as ek sê God het my teleurgestel. Hy het my nog nooit teleurgestel. Hou aan bid oor 'n saak. Hou aan bid. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jou handeling? Hoe lyk jou wee? Want jou handeling en jou wee sal bepaal hoe vol jou beker is. Jou handel en wandel, jou optrede gaan bepaal hoe vol jy is van die Heilige Gees. Hoe leeg is jou beker? Het jy krake en gaps in jou lewe, of val die Gees van God dit, die lig en die heerlikheid in jou kruikbakke? David sê iets moois in Psalms. Ons almal ken dit, Psalm 23 vers 5 tot 6. Hierdie is my gunsteling Psalm in die Bybel. Ek dink dit is vir almal, maar daar's 'n rede hoekom hierdie vir my is. Hy sê in vers 5: U berei die tafel voor die aangesig van my vriende, my familie. Ek het 'n paar van hulle wat vyande is. U berei 'n tafel voor 'n paar predikers aangesig. Want hulle glo
nie die werk van die Gees van God nie. U berei 'n tafel vir die aangesig van my buurman. Jy hoor nie wat ek sê vanmôre nie. As mense wat jou haat, dan Satan haat jou. Want hulle wee is nie die wee van God nie. U berei vir my 'n tafel vir die aangesig van my vyand. Vir my tegenstanders, u maak my hoof vet met olie, sê bietjie vet met olie. My beker loop oor. Word as iemand nie van jou nie. Prys die Here, hallelujah. I'm going on with Jesus in the twinkling of an eye, and I know my resurrection. Ken jy daai liedjie? Jy kan my haat, jy kan alles, maar ek gaan in 'n oogwink eendag na Jesus toe, want my saak met die Here is 100% reg, hallelujah. Sê bietjie net goedheid en guns. Sal my volg. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag as pastoor 'n pottel slaan, sal goedheid en guns my volg al die dae. Sondag voor kerk slaat ek nog 'n pottel, prys die Here, goedheid en guns sal my volg al die dae. Luister mooi, al kom my vrou hoebe voeter by die huis aan, prys die Here, goedheid en guns sal my volg al die dae. Al wil my kind my hare aan die brand steek dat ek myself doodslaan, prys die Here, goedheid en guns volg my al die dae. Saterdag mesig en Abednego, goedheid en guns volg jou in 'n oond wat 7 keer warmer is. God is daar. Die rede hoekom goedheid en guns jou nie volg nie, is omdat jy in die brand is nie. God het geen behaag in 'n lou persoon nie. Gaan lees Openbaring. Was jy warm of was jy maar koud? Maar omdat jy lou is, speel jy. Wat kan ek vir iemand doen wat lou is? Niks. Iemand wat lou is altyd slimmer as jy. Dis soos 'n ou wat dronk word. Kyk, hulle wil oor die Here praat, hulle is baie slim. Kyk, hulle ken die skrif. Dronkenskap, hulle ken vir hom. Kyk, hulle gooi hom dat hy pas, net vir hom. As dit nie is in die orde van die Here nie. Hulle verdraai die skrif. Ek sê dit in liefde vanmôre. Ek gaan nie sê om jou ore te streel nie, jy moet die waarheid hoor vanmôre. As jy met drankprobleem sit, gaan jy daai drank na die altaar toe moet bring en sê, Here, ek offer hier, ek kan nie meer nie, ek sit dit neer, ek is klaar met dit. Ek is klaar met dit. Ek kan nie. Jy wil vir mense bid, jy wil vir jou huwelik bid, niks val in plek nie, want jy is leeg. Jy is leeg. Jy wil vir ander mense preek, maar jy val self uit mekaar uit. 'n leë beek, die Bybel sê, 'n krepele kan nie 'n krepele nie, 'n blinde kan nie 'n blinde lei nie. Maar ek het al gesien hoe 'n blinde, 'n krepele 'n blinde kan lei. Want altyd se geloof was in Christus Jesus. Kan ek jou vra vanmôre, hoe vol is jou beker? Luister, Dawid sê dit so mooi, hy sê, goedheid en guns sal my volg van al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Hy sê in die Engels, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflow. As jy daai persoon is wat hier sit vanmôre, wat sy beker oorloop met galbraak, moet jy gaan ondersoek instel. Kyk, as iemand wil galbraak by my, sny ek die taais met jou net daar. Maar nie galbraak by my nie. Ek gaan nie deelvormig wees van die wêreld en toelaat dat 'n gees wat nie van God is, my lewe heers nie. Ek gaan toelaat dat die Heilige Gees beheer vat van my lewe. Wil jy hom toelaat dat hy beheer vat van jou lewe? Jy moet baie mooi hoor wanneer ek sê galbraak. Iemand wat nie bereid is om 'n verandering in hulle eie lewe te laat plaasvind, maar net wil kla. As iets vir jou te veel is om te doen, los dit eerder, moet dit nie eers begin doen nie. Dawid praat,
Hy sê in vers 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dwell! David praat van God wat onophoudelik steeds seën, steeds betrokke is. God se seën kan nie in jou lewe beperk word as jy die beperkingsbordjie opsit nie. Wie van julle wil vra, Here, ek wil daai beperkingsbord uit my lewe uithaal? Wie wil hê daai beperkingsbordjie moet uitgehaal word? Wie wil geen einde hê nie? Wie wil geen einde in die guns van die Here en sy sê, kom aan, ek wil geen einde hê nie. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor, as jy jou hand opsteek vanmôre, vat jy 'n proklamasie en jy sê, Here, ek proklameer, ek proclaim, ek vat dit vanmôre in die naam van Jesus. David praat met God, want hy wil nie wankel in die geloof nie. Jou paaie is 'n doodsstraat, maar Jesus is jou weg. Luister, jou seepad is toe, maar Jesus is jou rigtingaanwyser. Miskien murmureer jy aanhoudend. Kan ek vir iemand vra vanmôre, hou op murmureer. Begin te doen. Waar begin ek, pastoor? Is eenvoudig. As jy nie weet waar punt A in jou lewe skeef geloop het, jy begin by dit wat nou opkom in jou gedagtes en jou hart, en die Heilige Gees gaan jou begin lei om skoon te maak van binne af. Die woord van die Here leer my, hou op murmureer. Filippense 2 vers 14 tot 16 sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. So eenvoudig is dit. Hou op murmureer, hou op teepraat met die Here. As die Heilige Gees iets vir jou wys, daai woordjie maar, pastoor, ek wil nou my hart vir die Here gee, maar, ja, pastoor, daai maar. Ek wil jou 'n ander maar leer, maar God. But God. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag onder julle, wie skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, sê 'n bietjie die woord vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Paulus praat, hy sê, ek wil my beker laat oorloop van God se heerlikheid en geur. Is eintlik wat hy sê, 2 Korintiërs 2:14 sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Het jy al gesien, wanneer jy met mense praat, raal hulle so slegte reukie? Het jy dit al geruik? Ek praat nie nou hier van 'n siekte reukie nie. Kyk, as hulle so loop, dan bring hulle sommer daai vrug saam, daai vrotvrug. Jy ruik hom, jy sien hom, lyk soos 'n perske wat wurm so deur krioel. Hulle kom, jy sien hulle soms op afstand. Weet jy wat is vir my niks mooier is, wanneer ek 'n kind van die Here sien op 'n afstand aankom en ek sien, daar kom 'n stuk lig aangeloop. Daar kom iemand wat weet hoe dit is om God te aanbid. Daar kom iemand wat die heerlikheid van God dra. Daar kom iemand wat weet wie Jesus Christus is. Dit is waarna ek smag, is dat 'n wêreld sal terugdraai na Jesus. Kan ons 'n amen kry in hierdie huis? Hy sê, want ons is 'n aangename geur, sê 'n bietjie aangename geur, van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En dan sê hy, en wie is dit tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf. Die kerk raak 'n besigheid, dit raak nie meer oor God nie. Ek gaan dit reguit van hierdie pulpit af sê. Mense kan vir my kwaad wees. Ek het een keer in my lewe oor geld gepraat in hierdie kerk, oor tiende lering en offergawes. Ek het tot vandag toe nooit weer daaroor gepraat nie, want God seën hierdie kerk. Die opdrag van die Here was, is gaan doen jy my werk en ek sal vir die res sorg. Ons wil met die woord handel dryf. Ons wil met die woord dinge doen om in ons sakke te pas. Dis nie God se orde nie. As jy in so 'n kerk sit, beter jy hardloop. Dan beter jy hardloop. Ek wil in 'n kerk wees waar ek God se hand in my lewe voel en sien. Ek wil in 'n kerk wees waar ek saam met die saints die naam van die Here kan grootmaak. Ek wil in 'n kerk wees waar ek God kan verheerlik en grootmaak en nog steeds sy naam bo elke naam kan sit. Ek wil in 'n kerk wees waar ek God kan verheerlik en vrees, gees en in waarheid. Kan ons amen in hierdie huis kry? Hy sê, luister mooi, want ons is soos baie wat handel dryf. Ekskuus, my prentjie is nou oor my woorde, ek gaan dit vir jou lees. Wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.
As jy 'n stuk in 'n kruik of 'n glas is, ek is nou in my afsluiting, wil ek vir iemand sê, God kan jou steeds gebruik. Maar jy moet bereid wees om te sê, Here, ek is stukkend en gebroken, ek het nodig om heel te kom. Ek het nodig om hierdie gaps en hierdie krake toe te maak met u teenwoordigheid. Luister, hy wil jou vul en heel maak en sy geur oral oor jou laat kom. Op afstand sal die vyand jou sien kom, op 'n afstand sal die vyand die bekende geur ruik en vlug. Mense kan nie heel maak nie, maar die een wat kan heel maak, sy naam is Jesus Christus. Die geur van die Heilige Gees sal mense na jou nader trek om te ontvang wat jy ontvang het, as jy daardie geur vir ander wil gee. Luister, ek wil afsluit hierso. Hoe honger is jy na die Here? Jy sien op die WhatsApp, skryf ek uit. Kom met 'n honger en 'n dors. Hoe dors is jy na die Here? Hoe honger is jy na God? Ek wil hierdie vir die gemeente sê, ek het dit gesê 2 jaar terug. Ek is in een besigheid. Siele besigheid in hierdie kerk. Ek is nie in 'n mark nie. Ek is in 'n siele besigheid, God se besigheid. Siele. Hoe honger is jy om siele vir God in te bring? Hoe honger is jy? Ek is nie in 'n kerk wêreldsysteem franchise nie. Ek is in God se franchise. Siele franchise. Maak dit sin wat ek sê? Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê vanmôre. Luister baie mooi, Johannes 7:37 sê, die laaste dag van die groot fees roep Jesus uit, hy sê die volgende, hy sê, as iemand dors het, laat hom om my te kom. Jesus sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, 'n bietjie water uit 'n klein kraantjie sal uit sy binneste vloei. Staan dit so in die Bybel? Hy sê strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek het 3 sissies. Praat van my eie sissies. Lisa, Anret en Marie. Ek weet nie tussen Anret en Marie en Lisa wie praat die meeste nie. Julle kan kekkel. Kyk, as ons by mekaar, niemand kry kans om te praat nie. Jy hoor van haar graad 1 af tot nou toe. Hulle kan praat, joh. Ek dink hulle moes die redakteur van rapport gewees het. Hulle gaan vir jou stories kan vertel. Maar dan vat ek hier die 3 sissies, as hulle so by mekaar sit, dan sien ek hoe vreugde borrel, wanneer hulle by mekaar kom en praat. En ek praat van borrel. Dit druk my skoon uit. En ek kan praat. Ek smag dat kinders van die Here kan borrel met die Gees van God binnekant julle. Ek gaan jou vra om saam met my te staan op jou voete vir 'n oomblik.